Die hemelvaart is vir ons die begin van die uitsien na die weerkoms van die Here. As hy weerkom, kom haal hy sy kinders, sing ons met lied 599. Ons sing daarvan ook al die verse. As hy weerkom, kom haal hy sy kinders. Als sy kinders wat in hoop kom by hom te wees. Ja, God op die Heere, die ons sing tot sy Heere. Ja, hy kom weer verseker, om ons te kom haal. By die Vader, maak hy vir ons moeilijk, sodat allemaal wat in hoop by hom kan wees. Ja, slag op die Heere, en ons sing tot sy Heere. Ja, hy kom weer verseker, om ons te kom haal. Is die weg en is die waarheid, die lewe vir elkeen, sodat allemaal wat in hoop vir ewig sal leef. Ja, slag op die Heere, en ons sing tot sy Heere. Ja, hy kom weer verseker, om ons te kom haal. Nog 'n lied wat handel oor die vooruitsig dat die Here weerkom, is lied 602. Ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry. Ons gaan daarvan ook sing die tweede vers, die nuwe stad Jerusalem, wat uit die hemel daal, en dan ook die 5de vers, dat ons wat in die Here glo, dit alles sal erf, en dat die heerlikheid van die Here oor ons sal skyn. Die eerste, die tweede, en ook die 5de vers. Ik zie de hemel kom, de aarde niet meer vrij. Ik zie al wat zij verdwijnt, tot zelf voor mij ontstijgt. Die nieuwe stad Jeruzalem, daar tot die dag dat hy weerkom op die wolke, moet ons hier op aarde leef. Dis in die tyd van die hemelvaart en wat hy weerkom, en daarom bid ons ook die Here se genade en sorg op ons af in hierdie tyd. Lied 415 sê baie mooi, U is ons hoop, Vader, Seun, Suid-Afrika. Ons gaan die eerste vers en ook die derde en die vierde vers van hierdie lied sing, en veral die laaste versie
wat dit baie mooi sê, Jesus wat ons nasie kan heel maak, Jesus wat leef dwars deur die dood, wat daar is vir eensaam mense, vir die wat val, vir elke sondaar, vir een en al. So kom ons sing dit ook, die eerste, die derde en die vierde vers. Die zoon ons mensen vrij maakt, in ons leed van Christus lang. Onze zoeken vechten Heerus, zal zonder schuld gedaan. Breekt ons nasie, Heere Jezus, breng ons thuis van wanhoop. Elke vierkant weg ons hart in, breng die rijkdom op ons weg. Maak ons land weer so vol vrede, soos 'n wildgewaste strand. Maak ons wees van die grootheid, soos ons uitgestrekte land. Laat ons wees een mooie staan, en gemaal in jouw kraam. Hoor u met ons nasie, waar ik steeds mijn Afrika. Ons Heerus, ons verlosser, die is groter als ons vrees. In die kerk zal soos die landen, in die hart op aarde wees. Mag die lucht van vol van liefde, vol genade keer op keer. Luister allemaal wat ze zwaard met, en prijs het zijn Heer. Ons gaan na lied 57 wat sê die Here is ons Heer, hy is Heer, hy is Heer, hy het opgestaan uit die dood en hy is Heer. En dan dit wat daarop volg ook met die derde en die vierde vers. Opgestaan in die dood in my ziel. Elke knie sal buig, elke tong bely, my Jesus is die Heer. My Heer, van die rechterhand van God wat hy sien. Elke knie sal buig, elke mens erknie, my Jesus heilig Heer. Hy kom weer, op die wolke om te hoor en hy sien. Elke knie sal buig, elke mens erknie, my Jesus hy kom weer. Elke knie sal buig, elke mens erknie, my Jesus hy kom weer. As 'n laaste lied by ons voorsang sing ons uit lied 91 wat sê Jesus Christus, ek aanbid U, heilig is U naam. Ons bely dat ons in hierdie tyd waar ons in afwagting is dat die Here weer kom, dat hy die Here is aan wie ons vashou, is ook wat in die prediking na vore gaan kom, en dat ons absoluut net vir hom kan aanbid en aan hom kan vashou. Ons sing daarvan al drie die verse.
free from the naked fears. Jesus Christus set the free from the naked fears. From the naked fears. From the naked fears. From the naked fears. Hallelujah, 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 aan elkeen van die weer baie welkom so op 'n donderdag aand in die huis van die Here, baie spesiale voorreg om so op 'n weeksaand hier saam ook te kan wees en dan veral rondom ons hemelvaart. Dis ook dan nou eintlik die aanloop na ons Pinkster toe waarmee ons dan Sondagoggend begin. Ek glo vertrou dat jy nou almal kennis dra ook daarvan. Sondagoggend begin ons Pinksterreeks tot en met Woensdag aand. So ek nooi u elkeen weer uit daarheen en dan volgende Sondag ons nagmaals geleentheid. Ons het na die tyd, vanaand is daar heerlike sop en broodjies ook daar in die kerksaal, ook met die Pinkster elke aand, gaan daar ook wees, so maak gerus 'n draai, hoor 'n bietjie hoe gaan dit dalk met iemand wat jy lanklaas gesien het, skuier so 'n bietjie saam, drink 'n bietjie sop en eet 'n broodjie, voordat ons dan weer huiswaarts keer. Ek wil baie dankie solank sê vir ons sanggroep wat elke aand gaan reg staan. Annelie, vir jou wat hulle bymekaar hou, jy het 'n fris spannetjie daarso vanaand. So is baie dankbaar vir elkeen van julle en natuurlik daar by die borde en die klank ook, Rietjie Arno wat altyd op julle pos is. Baie dankie by voorbaat vir julle ook en vir ons diakens. Daar is nie 'n bankkollekte vanaand nie, ook nie gedurende die Pinkster nie, natuurlik wel Sondagoggend, maar nie die aandgeleenthede nie. Daar is net by die deure, is daar 'n offergawe wat u dan kan gee. Ek dink dit is min of meer alles wat ek moet aankondig. Dit voel gewoonlik baie meer op Sondagoggend, maar Sondagoggend sal ek by die res stil staan. Maar kom ons word dan so 'n paar oomblikke stil en dan roep ons die naam van die Here aan. Die Here is God, hy alleen is God. Hy spreek, hy roep die hele wêreld op, van waar die son opkom, tot waar hy ondergaan. Uit Sion, stad van volmaakte pragt, verskyn God in sy glans. Ons God kom, hy bly nie stil nie. Amen. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader, deur die Seun Jesus Christus, en deur die kragvolle en die troostvolle werk van die Heilige Gees. Kom ons sing nog 'n lied tot eer van die Here. Ons sing nou 'n vlamlied wat baie vinnig een van ons gunsteling liedere geword het in ons gemeente. Al die lof, aanbidding en ere bring ons aan die Here. Kom ons sing staande die eerste en die tweede verse, en dan gaan jy weer die plekke inneem. We do it.
Ons gaan ons Bybels vanaand oopmaak, as jy dalk 'n Bybel by het, of op die selfoon wil kyk by Handelinge. Ons gaan die gedeelte lees oor Jesus se hemelvaart uit Handelinge 1. Ons gaan net by die vers voor dit begin by vers 8. Dan gaan ons daardie gedeeltjie lees en dan gaan ons ook 'n stukkie lees in Handelinge 2. So ons bly so alles bymekaar, nie baie rond te blaai nie. Sal die verse so noem soos wat ons aangaan. Handelinge 1, gaan ons begin by vers 8 tot en met 11 en dan weer by Handelinge 2 gaan ons by vers 32 lees. As jy die plek het, so in die woord van die Here, een van die grootste emosies wat daar beleef is na Jesus se hemelvaart onder die eerste gelowiges, onder die eerste Christene, was dat die Here nou weg is, dat hy ver is. En ek dink dis 'n emosie wat ons vandag steeds nog beleef, dat ons regtig die Here soek. Elkeen van ons het ook vandag 'n vol dag agter die blad, waar ons met baie dinge besig is, en ons koppe is dalk nog so 'n bietjie daar. So kom ons vra vir die Here, dat hy ook hier by ons sal wees, as ons as 'n gebed saam gaan sing, uit lied 518, terwyl ons so sit, sing ons hierdie lied, voel jy soms of die Here te ver is, en dan die baie mooi keerversie wat sê, jy moet glo, dat die Heer met jou saamloop. Terwyl ons so sing, sing ons hierdie lied as ons gebed. Soms op die Here te ver is, hoe jy soms na God se bestaan. Jy moet glo dat die Here met jou saamloop, dat sy Gees ooral met jou sal gaan. Jesus sê, ek kom my hemel weer, ek was sy met gesal, kom hy al sy mense haal. Die sy woord het ons Jesus van teruggeer, maar ons wêreld het alles alweer. Agter sal Jesus kom weer maak, deur sy woord het ons alles wat sy. Maak jou los van die kwaad, dis jou skepper wat die praat. Nie jy soms op die Here te ver is, maar hoe jy soms aan God se bestaan. En glo dat die Here met jou saamloop, dat sy Gees oor
Handelinge 1 by vers 8, waar Jesus vir sy disippels sê, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuie wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria, en tot in die uithoeke van die wêreld. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hy dit sien, en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle, Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Dan kyk ons ook by hoofstuk 2, intussen word die Heilige Gees dan uitgestort, kry ons Petrus, waar hy aan die woord is om vir die mense weer te herinner wat Jesus hier op aarde gedoen het. En dan lees ons by vers 32. God het hierdie Jesus uit die dood laat opstaan. Daarvan is ons almal getuies. Hy is verhoog aan die regterhand van God, en hy die Heilige Gees wat beloof is, van die Vader ontvang en uitgestort. Dit is wat julle nou sien en hoor. Dawid het nie na die hemel toe opgevaar nie, en tog sê hy, die Here het vir my Here gesê, sit aan my regterhand, totdat ek jou vyande aan jou onderwerp het. Die hele Israel moet nou vas en seker weet, God het hierdie Jesus wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak. Ons lees tot sover, wil veral uitlig die eerste sinnetjie in vers 33. Hy is verhoog aan die regterhand van God. Hy is verhoog aan die regterhand van God. Nou gaan ons vanaand juist kyk na hierdie beeldspraak wat hier gebruik word, waar Jesus nou sit aan die regterhand van God, en daarom is vanaand ook 'n bietjie meer 'n tematiese prediking, en gaan ek my heelwat verse uit die Bybel uit verwys, maar hierdie bly ons kerngedagtes. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, 'n ouma vertel dat hulle op 'n stadium saam met een van die kleinkinders daar gaan vakansie hou het in die Drakensberge. Natuurlik het die skoonheid van die natuur hulle oorweldig, en sy en haar kleinseun het op 'n stadium so gestaan en die pragt van dit alles aanskou. Na so 'n paar minute van stilte het die kleinseun die stilte verbreek en gesê, ouma, om te dink dat God dit alles gemaak het met net een hand. Ouma het so 'n bietjie gefrons en gewonder wat hy daarmee bedoel. En sy het dit vir hom gevra, maar wat bedoel jy daarmee? En hy het gesê, ag oumie, jy weet mos die Bybel sê dat Jesus sit op die regterhand van God. So hy het net een hand om mee te werk. Nou, dat een so ou klein ou woordjie nou soveel betekenis verandering kan bring, so 'n verskil kan maak, want inderdaad sit Jesus nie op God se regterhand nie, hy sit aan God se regterhand. En een van die eerste dinge wat van Jesus vertel word, nadat hy na die hemel toe opgevaar het, is dan juis hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, dat hy sit aan die regterhand van die Vader. Dit is die ereplek wat hy gaan inneem het. En die eerste afleiding wat ons gewoonlik maak, is dat dit juis 'n baie spesiale plek is binne in die koninkryk van God, wat God dan nou vir Jesus as het ware gee. En hierdie beeld was glad nie 'n vreemde beeld vir die mense van daardie tyd nie. Dit kom al van die Ou Testament af, en daarom word daar ook verwys na Dawid in hierdie gedeelte. Want in enige paleis opset, waar daar ook 'n koning was wat regeer het, het die belangrikste persoon gewoonlik aan die regterhand van die koning gesit.
sou daar al 'n troonopvolger wees, met ander woorde, iemand wat by die koning gaan oorneem, sou die ene aan die regterhand van God, van die koning gesit het. Dis die plek wat aan ons bekend gestel word, van waar Jesus nou sit, is 'n ereplek, daar waar hy nou aan die regterhand van God die Vader dan nou sit. Maar dis nie al wat hierdie uitdrukking beteken nie. Dit beteken eintlik geweldig baie. Ja, dit beteken dat Jesus verhoog is en dat hy 'n baie spesiale plek inneem, by wyse van spreke daar in die hemel aan die regterhand van God. Maar daar is nog baie meer wat ons oor die regterhand van God kan sê. En hierdie plek wat Jesus dan nou inneem. En om die volle betekenis van dit te verstaan, moet ons eers weet wat die Bybelskrywers eintlik in geheel met hierdie term, hierdie uitdrukking van aan die regterhand van God wees, bedoel het. Oral in die skrif, waar daar verwys word na iets wat God gedoen het, word daarna verwys dat hy dit uitgevoer het met sy regterhand. Nou, moet ons natuurlik vir mekaar sê, natuurlik het God nie letterlik hande nie, soos ons bely in die Nederlandse geloofsbelijdenis, hy is 'n geestelike wese. Hy bestaan nie uit 'n liggaam soos wat ons fisies bestaan nie. Wat ons dan wil laat vra, maar hoekom word daar so baie gepraat oor God se hande en veral dan nou sy regterhand? Ons moet onthou dat God die Bybelskrywers so gebruik het, dat hulle kon skryf in 'n taal en in beelde wat vir ons verstaanbaar sou wees, wat by ons sou aanpas en wat vir ons sin sou maak. Ons as mense kan natuurlik nooit die volle omvang van God heeltemal verstaan en heeltemal volledig ken, soos wat hy werklik is nie. Daarvoor is hy eenvoudig net te groot en te onverstaanbaar. Maar God kom en hy maak iets bekend, hy openbaar iets van homself binne ons begripswêreld, veral met beelde wat ons kan verstaan, binne ons verstaansvermoë. En om dan van die regterhand van God te praat, is juis een van daardie beelde. En wanneer ons nou vanaand praat van God, dan praat ons natuurlik van God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En daarom het ek al 3 gedeeltes of 2 gedeeltes hier in die woord gelees, want dit kom so duidelik na vore, as die Gees uitgestort sou word, dat Jesus opvaar na die hemel en dat hy sit aan die regterhand van die Vader. En dan veral wat daar verwys word na Jesus se hemelvaart en dan sy troonbestuiging, waar hy nou sit aan die regterhand van God. Daarop sal ek so met die tyd verder uitbrei. Maar wat beteken hierdie beeld van die regterhand van God? Ek dink ons kan 'n paar dinge uit die woord uithaal, daar is geweldig baie wat ons eintlik kan uithaal, maar ek wil so 'n paar punte uitlig van wat God met sy regterhand doen. Die bekendste, as ons gaan na die beginbladsye van die Bybel, is natuurlik dat God met sy regterhand skep. Het jy al ooit die pragtige vers van Jesaja 48 vers 13 raak gelees, wat vertel dat God die wêreld met sy regterhand geskaap het? Ons lees dit so mooi daar, dit staan in die 53 vertaling, ook het my hand die aarde gegrond en my regterhand die hemele uitgesprei. As ek hulle roep, staan hulle almal daar saam. Ons huidige vertaling het ongelukkig die regterhand, want dit staan in die oorspronklike teks, regterhand, staan dit daar dat ek gaan kyk, uitgevertaal deur te sê dat dit na die almag en die mag van God verwys toe hy geskep het. En ek sou vanaand nog baie ander verse kon aanhaal wat handel oor God se skepingshand, van waar hy geskaap het hierdie heelal, hierdie wêreld waar binne ons lewe. Nou kan ek nie te lank by te veel verse stil staan nie, want dan gaan ons baie lank vanaand hier besig is. Maar ons weet, God het met sy regterhand
geskep. Maar hy het nie daar opgehou nie. Hy het nog 'n tree verder gegaan. Hy het nie net geskep nie. Hy is nog steeds besig om te versorg. Hy is met sy hand nog steeds besig om hierdie skepping te versorg. Elke skepsel binne in sy eie unieke behoeftes voorsien hy. Hoe word dit vir ons uitgebeeld in die woord? Deur sy hand. Psalm 145 vers 16. U maak u hand oop en skenk u guns in oorvloed aan almal wat leef. God het nie klaar geskep na 6 dae nie. Nee, hy is nou nog op hierdie oomblik besig om steeds die skepping te versorg, om steeds te bly skep elke dag. Hy is die skepende en die versorgende God wat met sy hand besig is in hierdie wêreld. Nuwe babas word elke dag gebore. Nuwe plante en bome ontkiem. Ons het verstom gestaan in die COVID-tyd, toe die aarde as het ware homself vernuwe het. Ons glo tog dat God se hand daar agter was. En wie dit raak sien en wie dit besef, dat God se hand baie besig is om ons te versorg in hierdie wêreld, kan nie anders as om in 'n loflied uitklik tot die Here uit te roep nie, soos Psalm 104 vers 28 sê, U gee en ons eet. U maak u hand oop en ons kry meer as genoeg. Boonop sê, lees ons in dieselfde psalmboek, Psalm 139, dat daar geen uithoek op hierdie aarde is waar God se hand nie kan bykom nie. Vlieg ek na die ooste, sê die psalmdigter, of gaan woon ek in die verre weste, ook daar lei u hand my, hou u regterhand my vas. David sê dit ook in Psalm 16, by u is daar oorvloedige blydskap, uit u regterhand kom net wat mooi is. En hoe sal ons ooit regtig kan verwoord van God se sorg in hierdie wêreld, in en deur Jesus Christus, voor en na die hemelvaart. Nou, vandag met die hemelvaart, waar ons nou dink aan die tyd waar Jesus aan die regterhand van God gaan sit het, word Jesus dan eintlik ook die regterhand van God. En hy tree vir ons daarop as 'n voorspraak. Lees ons in die woord van die Here op verskeie plekke, maar ek dink een van die dele wat dit die mooiste uitlig, is in 1 Johannes 1 vers 2, waar ons lees, dit skryf ek aan julle, my liewe kinders, dat julle nie moet sondig nie, en as een van julle sondig, ons het Jesus Christus die regverdige as ons voorspraak by die Vader. Dis een van die dinge wat hy doen daar aan die regterhand van God. Hy tree vir ons in by die Vader, en hy kan dit doen, omdat hy gekruisig is, en omdat hy opgestaan het uit die dood, sodat ons uiteindelik volkome rein voor God ook kan staan. So God sorg steeds in hierdie wêreld. Net vir ons sy kinders volledige sorg in en deur Jesus Christus wat nou aan sy regterhand ook sit. Wat ons bring by die volgende, waarvoor die regterhand, en wat ek dink baie van in ons gedagtes vassteek is wat Jesus doen daar aan die regterhand van God, is dat hy regeer. God se regering. Ons het gesing in ons voorafliedere dat God die koning is en dat hy vanuit die hemel regeer. En Jesus is 'n uitvloeisel daarvan. Hy het hierdie regering saam met God die Vader wat hy dit doen. En hy regeer oor alles en oor almal, oor sy kinders, maar uiteindelik oor gans hierdie skepping. En hy sal sorg dat almal dit ook uiteindelik erken, as die bekende lied wat kom uit Romeine 14 vers 11 ook vir ons sê, so seker as ek lewe, sê die Here, voor my sal elke knie buig en elke tong bely,
dat ek God is. En Jesus as deel van die drie eenheid, hy is die verlengstuk van God se regterhand en hy regeer nou totdat hy weer kom op die wolke. So hy is baie besig om te regeer. Buiten dat hy skep, buiten dat hy versorg, regeer hy. Hoekom? Omdat hy redding wil bring vir elke skepsel. Omdat hy redding wil bring vir elkeen wat hy geskaap het en wat hy versorg, sodat elkeen kan glo. Daarvan lees ons veral in Psalm 118 vers 15 en 16, so baie mooi staan daar, die regterhand van die Here doen kragtige dade, die regterhand van die Here word verhef, die regterhand van die Here doen kragtige dade. Kyk 'n mens na daardie psalm, dan is dit baie duidelik dat dit een van die messiaanse psalms is, wat beteken dat dit juis een van die psalms is, wat vir Jesus Christus in die Ou Testament as het ware al aangekondig het, van hierdie redding wat hy sou bring, uiteindelik vir gans die wêreld, dat hy sou kom as die Messias, die een wat ons sou red, die een wat ons sou verlos. En daarom kan ons vashou, dat ons ook gered word deur die regterhand van God, die Vader, die Seun, die Gees, verlos uit sonde, die moontlikheid van 'n ewige lewe, vir elkeen wat glo. Wat ons uiteindelik bring by die beskermende hand van God. God red nie net nie, maar hy beskerm ook van dag tot dag. In sy beskerming hou hy die vyand, die duiwel, as het ware teë. Jesus het dit baie duidelik gesê in Johannes 10 vers 29, niemand kan hulle, en dan verwys hy na sy skape, sy kudde, sy kinders, uit die hand van my Vader ruk nie. Daarvoor het hy afgedaal na die hel, sodat hy ons die beskerming kan geniet, dat die duiwel ook teëgehou word oor God se kinders. Een van die pragtigste beelde wat daar is, skryf in Jesaja 49, waar daar dan juist gesê word, dat ons eintlik onder die skadu van God se hand elke dag leef. En daardie skadu behels al die beskerming wat ons maar kan nodig hê as God se kinders. Hoe wonderlik is dit nie? Maar daar's ook die deel wat ons vir mekaar moet sê, dat God se hand is ook die hand wat straf. Die keersy van die beskerming van God se kinders onder die Here se hand, is ook dat hy die sal straf, wat nie in hom wil glo nie. Dat dit onwrikbaar vasstaan, want ek uit baie verse uit die Bybel ook uithaal. Dink die een wat dalk dit die meeste en die kortste raakvat, kry ons in Jesaja 23, dat God se hand ook koninkryke kan laat sidder. Wanneer God sy mag laat blyk, doen hy dit met Christus aan sy regterhand. Die hemelvaart kom sê opnuut vanaand weer vir ons, daar waar Jesus aan die regterhand van God sit, is hy ook nou in beheer. Keer hy die vyand van sy kinders af, maar sal hy uiteindelik ook finaal terugkom om die vyand totaal en al te verslaan. En daarom kan ons vanaand ook hier uitgaan met die belydenis op ons lippe, dat die Here opgevaar het na die hemel en dat sy sit aan die regterhand van God. En ons moet dit onthou, en ons moet dit teenoor mekaar bely. Ons sê dat die hemelvaart een van die weeskinders eintlik geword het van ons kerklike jaar. Maar ons moet mooi daaroor nadink, oor hierdie belydenis wat ons maak, dat Jesus opgestaan het en opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God. Want ons moet so 'n paar oomblikke daaroor nadink, oor wat alles gebeur daarvan uit die regterhand van ons Here Jesus Christus,
Want wanneer hy daar sit, dan raak dit direk vir elkeen van ons op hierdie verskillende maniere wat ek vanaand nou al uitgelig het, maar ook nog op 'n baie ander belangrike wyse, is dat of ek hierdie belydenis op my lippe gaan neem of nie, en hoe ek hierdie belydenis ook gaan leef as kind van die Here. En wat bedoel ek daarby? Ons verwys nou heeltyd ook na dat Jesus weer terugkom op die wolke om finaal te kom oordeel. En ons kry die baie mooi gedeelte in Matteus 25 waar Jesus self eintlik daarna verwys. En ek wil net enkele van die verse ook uitlig. Wanneer Jesus hier sê in Matteus 25 vers 31, wanneer die Seun van die mens in majesteit kom en al die engele saam met hom, sal hy op sy koninklike troon gaan sit. Al die volke sal voor hom bymekaar gebring word en hy sal die mense van mekaar skei, soos 'n wagter die skape van die bokke skei. Dan vers 33, die skape sal hy regs en die bokke links van hom laat staan. Dan sal die koning vir die aan sy regterkant sê, kom, julle wat deur my Vader geseën is. Die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit. Hierdie gedeelte wat dit vir ons duidelik stel, dat wanneer Jesus weer kom, die bokke en die skape van mekaar geskei sal word, die skape aan sy regterhand sal staan. Hulle is die geseëndes van die Vader. Hulle beerf die koninkryk van God wat Jesus vir hulle reg gemaak het. En dis die ding wat vir ons hier duidelik moet word. Dat wanneer Jesus aan die regterhand van God gaan sit, ons by wyse van spreuke ook moet sorg dat ons ook aan sy regterhand is. Dat ons as sy kinders ook aan sy regterhand ook leef. In die beeld van die skape en die bokke, dat ek werklik sy skaap is, deel is van sy kudde, wat ook 'n uitvloeisel is weer van Jesus Christus se regterhand in hierdie wêreld en dit sigbaar leef in hierdie wêreld waar ons is. So daarom moet elkeen van ons vanaand ook antwoord, maar waar is ek? Is ek ook aan die regterhand van die Here? Staan ek dalk nog so 'n bietjie aan die linkerkant? Dit staan en val by ons geloof in hierdie Here Jesus Christus, wat sit aan die regterhand van God. Ek wil afsluit vanaand met 2 beelde in ons Afrikaanse taal, wat eintlik alles pragtig saamvat. Ons is bekend met die spreekwoord, om te sê, iemand is my regterhand. En wanneer ons sê, iemand is my regterhand, dan beteken dit dat hierdie persoon letterlik alles kan doen en vir my kan doen. Ons ken ook die spreekwoord, dalk is dit 'n minder bekende een, om te sê, iemand het 2 regterhande. Wat beteken dat hy enigiets kan doen, enigiets kan regmaak, enigiets tot uitvoer kan bring. Christus is God se regterhand by uitstek. Christus het aan die regterhand van God op die hemelse troon gaan sit, daar waar Stefanus hom sien terwyl hy gestenig word. God het hom verhoog en daar die ereplek gegee. Maar ons is ook 'n uitvloeisel van aan die regterhand van Jesus weer wees. En mag ons dit bely. Hy het opgevaar, gaan sit aan die regterhand van God. Dit is ons uitdaging as ons vanaand hier uitgaan, is om te sorg dat ons ook aan Jesus se regterkant ook bly. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, baie dankie vir 'n wonderlike beeld wat U in die Bybel vir ons gee, wat ons ook ons eie kan maak en waardeur ons iets van U kan verstaan en U werke
in hierdie wêreld, naamlik dat u regterhand kragtig werk van die begin van die skepping af, en hoe u moeite doen om u kinders en die skepping met u hand te versorg, dat u daar is vir ons beskerming, maar dat u ook regeer met u regterhand, dat u ook bestraf daar waar dit nodig is, en dat u ook vir Jesus die volmag gee, om namens u ook op te tree. Here, dit is deel van ons geloofsbelydenis, wat ons maak in hierdie wêreld, dat ons glo, dat u opgestaan het en opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, as die verheerlikte Here, van waar u weer sal kom, om te oordeel. En Here, ons dink aan 'n gedeelte van Matteus 25, waar ons dan ook die oproep kry, om seker te maak, dat ons ook aan u regterhand ook is. Daar waar u kom om die skape en die bokke van mekaar te skei, gaan die vraag op u lippe wees, ken jy my? Het jy my, Here Jesus Christus, lief, met alles wat jy het? En mag ons dan daarvan kan getuig met 'n rein hart, met 'n opgewondenheid, ja Here, ek het u lief, en ek het as 'n verlengstuk van u regterhand in hierdie wêreld geleef. Ek was diensbaar daar waar u my nodig gehad het. Ek was in u hand, en u het my gelei, dat ek leef na u kind, as u kind. Here, mag elkeen van ons onder leiding van u Gees verder daaroor gaan nadink. En as ons dan in die Pinkstertyd van Sondagoggend af ook dink, hoe ons die toekoms tegemoet gaan, Here, mag dit wees met hierdie wete in ons gedagtes. U sit aan die regterhand van God. U doen dit alles vir ons wat ons vanaand gehoor het. En u wil hê ons moet dit verder ook sigbaar maak in hierdie wêreld. Here, wees met ons as ons vanaand hier uit mekaar gaan. Seën vir ons in die laaste werksdag van hierdie week, ook môre. Dink aan ons hoërskoolleerders wat môre met eksamen begin. Sterk asseblief ook vir hulle. Wees by hulle. Here, ons dink aan 'n naweek wat voor lê. Ons bid dat u vir elke gelowige ook weer by mekaar sal bring Sondagoggend hier, dat ons ook in die Pinkstertyd regtig opgewonde sal wees om ook rondom u woord saam te kom. Dankie dat u ook vir ons beloof het vanaand, dat u ook die vyand sal teehou, wat vir ons wil keer om as kinders van die Here by mekaar te wees. Skenk u genade in oorvloed, hou u hand oor ons, laat ons in u skaduwee skuil. Amen. Amen. Ek herinner weer aan die sop en die broodjies by die saal, en dan ook die dankoffers wat by die deure is, en as die Here wil, dan sien ons mekaar Sondagoggend. Die lakens sien ek kom net op hulle plekke, die dames gaan die sop agter mekaar kry, en julle is reg om te sing met die slotlied. Ons gaan die oorwinningslied saam sing, die 187, ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer. Kom ons dink daaraan van hoe die Here daar sit op die troon. Ons gaan dan die seën van die Here ontvang, en dan sluit ons af met vonklied 144. Annelie, hoeveel versies gaan ons daar sing? Net een. Ons sing net een van lied 144. Dan kom ons sing staande lied 187, sing ons A of B? B. Goed, kom ons sing staande, ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer.
Ek sien die dag dat Jesus op die wolke kom as Heer. Hy is verlosser en bevrijder, wat as koning kom bekend. En eerlijkheid, geregtigheid en vrede sal hy heer, en almal sal hom eer. Loof hom, halleluja, loof hom, halleluja, loof hom, halleluja, en alle ewigheid. Want daardie dag sal elke knie voor Jesus Christus buig, elke tong bely dat hy die opgestane Here is. Sy die vrede koop, sy die nasies sal roep, om saam met hom te wees. Loof hom, halleluja, loof hom, halleluja, loof hom, halleluja, en alle ewigheid, en alle ewigheid, en alle ewigheid. Ontvang die seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met ons elkeen wees en bly. Die vrede van God, die vrede van God.